Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ek vertrou dat jy 'n mooi week gehad het. Ons kan voel die ergste somer dink ek is nou gebreek en ons is nou besig om stadig maar seker na die herfse kant toe te beweeg en ek hoop dis vir jou 'n mooi week wat voorlê. 'n Wonderlike week wat verby is, maar dat ons ook vanmôre in die teenwoordigheid van die Here saam die Here se teenwoordigheid sal voel. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word. Daar's 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. 'n Tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. 'n Tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'n Tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak. 'n Tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk. 'n Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Ons Here God, ons weet daar is 'n tyd vir alles in hierdie lewe. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Daar's 'n tyd om te lag en 'n tyd om te treur. Maar Here, ons het nie beheer oor nie. En daarom kom ons vanmôre na U toe as een liggaam, Here, wat as gemeenskap saam is, as gemeente, met soveel hartseer in ons midde vanmôre. En al wat ons kom vra is, wees by ons. Wees U ons rots, wees U ons troos, wees U ons krag. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n pragtige lied. Dis 'n toetrede lied, 'n lied waarin ons oor die heiligheid en die almag van God sing. Ons het ons voorsang gehad vanmôre waarin ons die Here met ons stemme kon loof en prys, waarop ons voorberei. Ons het ons gebedsversoeke gehad, het ons afkondigings gehad. Kom ons raak nou stil voor die heiligheid en die grootheid van God. Kom ons staan, lied 172 en ons sing daai een vers 2 keer deur. Ons tema van die preek vanmôre is ek weet wat genade kan doen. En ek wil vanmôre nie die wet van die Here vir ons lees nie. Ons ken die wet van die Here goed en ons lees dit elke Sondag. Ek wil vanmôre die genadeverkondiging aankondig. Ek wil vanmôre die genade van die Here met u deel wat u goed ken en waarin ons vashou. Die genade wat ons vasgryp, broers en susters, wanneer ons dit die nodigste het in die lewe. En daarom, as wet vanmôre,
lees ek die genade van God uit Johannes hoofstuk 3 uit, vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek vra, kom ons raak vir 'n oomblik stil en oordink die genade van God vanmôre. Here, ontferm U. Christus, ontferm U. Hoor ons gebed, Heer. Ontferm U tog oor ons. Heer, wees genadig. Heer, wees barmhartig. Heer, wees genadig. Ons buig hier voor U neer. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 242 en 243. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Lukas uit. Jy is welkom om die Bybels daar oop te maak. Ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 22 vanaf vers 1. Ons gaan daar so 6 verse lees en daarna gaan ons verder lees in vers 31. Is op bladsy 114 in my Bybel, Lukas hoofstuk 22 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanmôre by mekaar kan kom en vir 'n oomblik voor U kan kom stil word, Here. Ons harte na U toe kan bring met alles wat in ons harte is. Ons blydskap, ons vreugdes, ons kommers, ons vrees, ons hartseer. Ja, Here, hierdie week wat verby is in ons gemeenskap, het soveel terugslae ons getref. Soveel realiteit, Here, het hierdie week oor ons lewens gespoel, waarmee ons eintlik nie mooi weet hoe om tred te hou nie. Ons het blydskap en vreugde gehad, saam gelag hierdie week, maar Here, ook 3 gevalle gehad van intense hartseer. En Here, as ons dan vanmôre kom stil word, dan is U woord en die boodskap so relevant vir ons vanmôre. Want al wat saak maak vanmôre in ons lewens is U genade. Here, dit is al waarin ons wil vashou vanmôre. Wanneer die donker wolke van die lewe saampak, Here, wanneer oorloë woed, wanneer ons lewens in onstuimigheid is en waarin die storms ons uitmekaar uit wil skud, Here, het ons net een ding om aan vas te hou en dit is U genade. En ons wil vra, breek dit vanmôre vir ons oop. Mag U genade ons harte oorspoel, Here, en ons harte vul vanmôre. Dat ons vervul met U teenwoordigheid en die Gees hier sal uitstap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek lees vanmôre vir ons uit Lukas hoofstuk 22 vanaf vers 1 tot by vers 6 en daarna Lukas 22 vers 31 tot 34. En ons tema is, ek weet wat genade kan doen. Lukas 22 vers 1. Die fees van die ongesuurde brode, wat Pasga genoem word, was naby. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim, maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog gesoek na 'n manier om dit te doen. Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was, ingevaar. Hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly en het ooreengekom om hom daarvoor te betaal. Hy het ingestem
en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. En dan gaan ons aan, vers 31. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy my nie 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek wil vanmôre begin en vir julle 'n lied speel. Ek hoop elkeen van julle het so 'n blaadjie gekry. Die woorde van die lied is daarop, maar die woorde van die lied gaan ook op die bord wees en ek wil hê jy moet dit mooi luister vanmôre. En die lied se naam is What Grace Can Do. Dit is 'n Engelse lied, dit is 'n pragtige lied, maar dit is 'n aangrypende lied. En dit is die tema van ons preek vanmôre. Wat genade kan doen. Ek weet wat genade kan doen en ek wil hê jy moet mooi luister na hierdie lied. En as jy wil by die huis, kan jy hom gaan aflaai, kan jy hom gaan soek. Broers en susters, hierdie is 'n lied wat die moeite werd is om meer as een keer te luister. En ek wil vra, luister nou saam met my na hierdie mooi lied as inleiding vanmôre. What Grace Can Do. Dankie om Jannie, dankie Nico. I've seen what sin can do, drag you down and bury you, make you think you'll never see the light of day. I've seen what shame can do, make a lie sound like the truth. It'll tell your heart you fell too far away. But I have seen a father come running, and I have seen his arms open wide, say come back home. I have felt how it feels to be forgiven and made new. Hallelujah, I have seen what grace can do. I've heard a still small voice saying I have plans for you. Felt a nail-scarred hand heal my deepest wounds. Now I can't help but tell the story of what Jesus has done for me. Praise God, my life is proof of what His grace can do. I have seen a Father come running. I have seen His arms open wide, saying, "Come back home." I have felt how it feels to be forgiven and made new. Hallelujah, I have seen what grace can do. The broken heart that break through, the old is made brand new. The hurt and falling healing, that's what grace can do. Make a heart stone stop beating, raise a road about not true. Make a sinner out of a sinner, that's what grace can do. I have seen the Father come running. I have seen His arms open wide, say, "Come back home." I have felt how it feels to be forgiven and made new. Hallelujah, I have seen what grace can do. Hallelujah, come and see what grace can do. Broers en susters, ek weet nie of ken jy hierdie gevoel nie. Die gevoel waar jy verlang nie by die huis was nie.
Ek weet nie of onthou jy toe jy 'n kind was of toe jy kort uit die huis uit was en jy dalk die eerste keer in jou lewe 'n vakansie weer huis toe gekom het. En as jy by die huis kom, dan staan pappa en mamma daar by die hekkie en hulle wag vir jou. En die oomblik as jy uit die kar uitklim, dan hardloop boetie en sussie en pappa en mamma en hulle gryp jou vas en hulle druk jou so styf dat jy amper nie kan asem kry nie. En dis waaroor hierdie lied gaan vanmôre. Dit is waaroor genade gaan vanoggend. God wat sy arms oophou vir jou en sê, is jy verlore? Is jy in die koue? Is jy verward? Is jy moedeloos? Is jy bang? Ek hardloop na jou toe vandag. En ek wil jou so styf vasdruk dat jy amper nie meer kan asemhaal nie. Want dit is wat genade kan doen. Dit is wat genade doen. Ek het vanoggend 'n potlood saamgebring. En ons almal ken hierdie potlode met die uitveer aan die agterkant. Nou waarom was iemand so slim gewees om 'n potlood te maak met 'n uitveer aan die agterkant? En die antwoord is baie eenvoudig, want baie keer as jy skryf in die lewe met 'n potlood en jy maak 'n fout, dan het jy 'n uitveer om daardie fout. Oeps. Dan kan jy die potlood vang. As jy in die lewe skryf, broers en susters, en ons almal het dit gedoen, en jy maak 'n fout, kan jy die fout uitvee en oorbegin. En dit is wat genade doen. Dit is wat God se genade is. God se genade is hierdie uitveer wat jou 'n kans gee om weer van voor af te begin in jou lewe. God se genade is hierdie uitveer in die pen van jou lewe, want broers en susters, ons almal maak foute in die lewe. Almal van ons wat hier sit, maak groter en kleiner foute. Partykeer is dit 'n klein spelfout, partykeer is dit 'n groot fout in ons lewe. Partykeer is daardie fout so erg dat ons toets of ons eksamens dop. Maar God se genade is die uitveer in die lewe wat weer vir jou 'n kans gee om nuut te begin. En as ons vanmôre hierdie teksgedeelte lees en dan kyk wat ons gelees het, dan sien ons hier staan twee lewens vanmôre teenoor mekaar. Ons kyk na die lewe aan die een kant hier in die begin van Lukas 22 van Judas Iskariot en aan die ander kant kyk ons hier van vers 31 af weer na die lewe van Petrus, Simon Petrus. En as jy hierdie twee lewens teenoor mekaar stel en jy sit hulle langs mekaar, dan sien jy twee lewens. Twee mense. Twee foute. Twee keuses oor genade en twee paaie. Een het van die genade af weggehardloop en die ander een het in die arms van Christus geval. As ons kyk na die lewe van Petrus, broers en susters, dan sien ons die man wat in die arms van genade ingeval het. Dan sien ons die man wat in die genade van Christus ingehardloop het. En dan sien ons wat genade kan doen. Want genade is sterker as ons mislukkings. Genade is sterker as ons skuld. Genade is sterker as ons sonde en genade is groter as die foute wat jy in jou lewe maak. Want ek is 100% seker, daar is vanmôre mense in hierdie kerk wat sit en voel soos Petrus en dalk soos Judas vanmôre. Ek is 100% seker, hier is mense wat sê, Rian, ek is Judas, of sê, ek is Petrus. Wat wil sê, Rian, ek het goed in my lewe gedoen, wat ek wens ek nooit gedoen het nie. Wat sê, Rian, ek het dinge gesê vir mense wat ek wens ek nooit gesê het nie. Mense toegedig, goed wat ek eerder moes oor stil gebly het. Dinge wat ek gedoen het, wat ek wens ek kon terugvat. Of mense wat terugkyk oor hulle lewe en sê, ek het die Here gefaal met wat hy vir my gegee het. Hoor die evangelie vanmôre. Die Here Jesus het nie vir Petrus afgeskryf nie. En as jy vanmôre hier sit en jy voel soos Petrus, die Here het jou nie afgeskryf nie. Hier is die wonder van die evangelie. Die wonder van die evangelie is nie dat die evangelie sê daar is nie sonde nie. Wat die evangelie sê is daar is genade vir sondaars.
En dit is wat genade kan doen. Ek ken genade in my eie lewe. En daarom wil ek getuig dit wat die lied sê. Genade kan skuld vergewe. Genade kan 'n gebroke hart weer heel maak en genade kan nuwe lewe gee. Genade het my gevind. Genade het my opgetel. Genade het my lewe verander. God se genade is die uitveer in jou lewe. Dit kan nie die verlede ongedaan maak nie, maar dit kan jou 'n nuwe begin gee. En daarom, kom ons kyk vanmôre na die lewe van Judas en ons kyk na die lewe van Petrus. Twee mense, twee foute, twee keuses oor genade en twee paaie. Kom ons kyk vir 'n oomblik vanmôre na Judas. Judas Iskariot, 'n hart wat hard geword het vir die genade van God. Nou hoor hoe skryf Lukas, hy sê in hoofstuk 22 vers 3, en is baie keer 'n vreemde vers, 'n vers waaroor 'n mens baie keer wonder en jy wonder maar wat probeer Lukas hier sê? In vers 3 lees ons die volgende: Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was, ingevaar. Nou broers en susters, as ons die verhale lees, dan sien ons dis die eerste keer wat Satan eintlik weer werklik waar konkreet in persoon sy opwagting maak nadat hy Jesus in die woestyn versoek het. Nadat hy Jesus 40 dae in die woestyn versoek het, sien ons dat Satan ewe skielik weer hier op die toneel verskyn. Nou, dit klink amper so, maar Lukas probeer nie hier sê dat Satan soos 'n weerligstraal in Lukas se lewe of in Judas se lewe ingestort het nie. Dis nie soos 'n weerligstraal wat Judas getref het nie. Wat Lukas begin sê, of wat Lukas probeer sê, is Judas het oor tyd sy hart begin verhard teenoor die evangelie. Soos die tyd aangegaan het Judas al hoe verder en kouer geword teenoor Christus. Judas het toegelaat dat die Satan begin inkom en beheer neem oor sy lewe. En stadig maar seker het hy Satan houvas gekry in sy hart. Wat interessant is, Judas loop saam met Jesus. Judas sien alles en hy hoor alles wat Jesus doen, maar nooit gee hy werklik waar sy hart vir Jesus nie. En dit is waarom Satan, die duiwel, 'n houvas en 'n plek in Judas se hart kry. Want jy sien, jy kan saam met Jesus loop sonder om jou hart vir hom te gee. Jy kan dink jy loop in die spore van Jesus sonder om jouself vir hom te gee. Jy weet, dit breek altyd my hart as ek dink dat iemand soos Judas met al 5 sy sintuie die evangelie en die wonder van genade beleef het. Met sy eie oë het hy die wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het. Met sy eie neus het hy geruik daardie dag toe hy in die binnekamer inkom en die brood en die wyn reg staan. Met sy ore het hy die evangelie van Christus gehoor. Met sy mond het hy die brood en die wyn geproe en met sy hande het hy die verlosser vasgehou. Maar nog steeds behoort sy hart nie aan Jesus nie. Nog steeds het Jesus nie sy lewe oorgeneem nie. Want Judas het 'n ander liefde gehad. Jesus was nie Judas se eerste liefde nie. Judas se eerste liefde, lees ons 'n klomp keer in die Bybel, was geld. Ek weet nie of jy agtergekom en jy ken die verhaal, Judas verkoop Jesus en verloon hom eintlik vir 30 silwerstukke. Nou 30 silwerstukke was algemeen die bedrag wat jy vir 'n slaaf sou betaal het. Dis wat Judas dink van Jesus. Maar broers en susters, voordat ons dalk te hard op Judas is, moet ons dalk so klein stukkie genade hê vir Judas vanmôre. Want heel moontlik
het Judas nie gedink dat as hy Jesus gaan oorgee en verloon, dat hulle Jesus gaan doodmaak nie. Heel moontlik het Judas gedink, al wat die Joodse raad wil hê en al wat die priesterhoofde wil hê, is eintlik net om Jesus gevange te neem, om dalk vir 'n dag of 3 in die tronk te hou, om dalk 'n goeie pak slaag te gee, en dan sou hulle Jesus laat gaan het. Heel moontlik het Judas nie verwag dat hulle Jesus gaan doodmaak nie. En dan gebeur dit. En broers en susters, dan lees ons van die reaksie van Judas. Judas is geskok. Judas is spyt. Judas is skaam. Judas weet nie wat om te doen nie. Hy gaan terug na die priesterhoofde toe. Hy gee vir hulle die geld terug waarmee hy Jesus verkoop het en dan gooi hulle dit voor hom en hulle sê ons het hiermee niks te doen nie. En dan word Judas in sy hart verteer deur die skaam, deur die spyt en deur die skuld. En is hier waar Judas se pad skeefloop. In plaas daarvan dat Judas hierdie skuld en sonde en las en swaar van hom na Jesus toe vat, wat doen hy? Hy hardloop na die priesterhoofde toe en hy hardloop weg van Jesus af. En jy weet wat gebeur met Judas? Met sy eie oë het Judas gesien hoe Jesus mense vergewe. Hy sien hoe Jesus praat met die vrou by die put. Hy sien hoe Jesus praat met die vrou wat op oorspel gevang is. Hy sien hoe hy omgaan met die tollenaars en die fariseërs en skrifgeleerdes. Hy sien hoe hy omgaan met die sondigstes van sondiges. Maar jy weet, in Judas se kop sien hy Jesus doen dit met ander mense. Maar Jesus kan dit nie met Judas doen nie. Judas kan sien hoe Jesus die genade aan ander mense uitdeel. Maar Judas kan nie sien dat Jesus dit vir my kan doen nie. En ek wil vanmôre sê, Jesus se genade is vir jou. Dis nie vir ander mense nie. En jy het dalk vanmôre gewonder, hoekom het ek my vrou se jas aan? En dis omdat ek gesien het die weer lyk sleg. Broers en susters, die jas simboliseer die sonde waarmee ons rondloop in ons lewens. Die jas simboliseer die swaar sonde wat ons dikwels op ons laai, die skuldgevoelens, die hartseer, die pyn wat ons met ons saamdra en dit trek ons af. Dit maak ons moeg en moedeloos. Ek kan nie vir u sê hoe nat gesweet is ek in hierdie warm jas nie. Dit is wat ons met ons saamdra. Wat Jesus wil hê, is dat jy hierdie jas uittrek. En dat jy jou jas aan die kruis kom hang. Want Jesus trek jou sonde aan. Jesus dra jou skuld. Sodat jy die kleed van genade en geregtigheid kan aantrek. Dat jy die kleed van verlossing en vergifnis en 'n nuwe begin kan dra. Want dit is wat Jesus kom doen het. Hy het die kleed van jou sonde kom aantrek. Maar Judas dink is nie vir hom nie. Net soos baie van ons dink, ek verdien dit nie. Here, u kan dit mos nie vir my doen nie. En dan kry ons vir Petrus. En ons kyk vandag na die oomblik toe Jesus en Petrus se hart saambreek. Want hoor wat staan in vers 31. Jesus sê presies dieselfde vir Petrus as wat hy vir Judas sê. Hy sê, Simon, Simon, hy praat met Petrus, hy sê, luister, die Satan is daarop uit en het daarop aangedring om julle soos kaf te sif. Hy sê, Petrus, die Satan is besig en hy gaan met julle roer, hy gaan julle versoek, hy loop soos 'n brullende leeu rond en hy wil julle verslind, Petrus. En dan interessant, ou Petrus se antwoord, en ek dink dit is hoekom Jesus met Petrus praat, is, Jesus weet ons mense is te swak.
Want al wat Petrus sê is, Here, moenie worry nie, my krag is sterk genoeg. Ek sal die duiwel teëstaan. Here, ek sal self saam met U sterf. En dan sê Jesus vir hom, Petrus, jy verstaan nie. Voor die haan vanaand 3 keer kraai, gaan jy my 3 keer verloon. As die Bybels oop is, wil ek jy moet hier saam met my net omblaai na die volgende bladsy toe. Na die kyk in Jesus se oë. En broers en susters, as ons dit vanmôre raak sien, hoop ek kyk ons vanmôre anders na Jesus se oë. In Lukas 22 vers 47 kyk Jesus na Judas. Let mooi op, hoe kyk Jesus na Judas en hoe reageer Judas op Jesus se kyk? In vers 47 van Lukas 22, terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom en na Jesus toe gekom om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Jesus sê dit nie uit verwyd nie, broers en susters. Jesus sê dit nie hier met 'n uitroepteken en sê, Judas, hoekom verraai jy die seun van die mens nie? Jesus sê dit terwyl hy Judas in die oë kyk met die grootste seer in sy hart. Jesus verwyd nie vir Judas nie. Hy treur oor Judas se siel. Jesus weet, hy is die een wat moet sterf. Hy weet, hy is die een wat aan die kruis moet hang, maar hy is nie die een wat wil hê Judas moet verlore gaan nie. En daarom kyk hy vir Judas en hy sê, Judas, waarom? Judas, hoekom? Judas, moenie. En al wat Judas doen, is hy draai om en hy loop weg. In vers 60 is die verhaal net nadat Jesus gevange geneem is en Petrus is daar tussen 'n klomp mense. En dan lees ons, maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. Hy sê eintlik, ek weet nie wie hierdie mens is nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vanaand kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Die kyk in Jesus se oë. Hoe kyk Jesus vanmôre na jou? Broers en susters, watter pad stap jy? Jesus wil sê, kom bring jou kleed na my toe. Kom hang jou sonde en jou skuld, jou vernedering, jou seer, jou pyn, jou smart. Kom hang dit om my skouers. Ek wil vir jou 'n nuwe kleed gee. Kyk in my oë en hoor hoe ek jou roep. Hoor vanmôre die roep van genade. Iets interessants gebeur met Petrus net kort nadat Jesus opstaan uit die dood uit. Dit lyk amper na Jesus se opstanding asof Petrus terugval in sy ou lewenswyse. Jy sal onthou, Petrus het teruggegaan en hy het weer begin visvang nadat Jesus opgestaan het. En baie keer kry ons 'n idee en baie keer sê mense maar dit lyk asof Petrus wou weghardloop van Jesus af en asof hy sy rug op Jesus wou draai. Dis nie die geval nie. Petrus het skaam gekry. Petrus het gedink, die Here is klaar met my, die Here kan my nie gebruik nie, ek het hom so teleurgestel, hy het niks meer vir my oor nie. Ken jy die woord useless? Het iemand al ooit vir jou gesê, jy's useless? Het jy al ooit vir iemand gesê, jy's useless? Weet jy wat beteken die woord useless? Samevoeging van 2 woorde. Useless. En dis wat Petrus dink. Petrus dink dis wat Jesus van hom wil hê. Petrus dink Jesus want to use me less. Ek is useless vir Jesus. Maar hy sien Jesus is nie klaar met Petrus nie. Want genade los jou nie. Genade loop agter jou aan. Genade gaan soek jou. Genade vind jou. Genade tel jou op. In Johannes 21 sien ons dat Petrus is besig daar aan die viswaters en dan kom Jesus daar aan en dan vra hy 3 keer vir Petrus.
Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? Nou die Johannes Evangelie is 'n ongelooflike evangelie. Jy lees hom partykeer op 2 of 3 vlakke, dit wat jy sien, maar dan die dieper betekenis. Want in die vraag wat Jesus vir Petrus vra, is eintlik 'n stelling. So ek na my kind toe gaan, broers en susters, en ek druk my dogtertjie vas, en ek sê vir haar, my kind, het jy my lief? Dan sê ek eintlik vir haar, weet jy, ek het jou lief. En dis wat Jesus met Petrus doen. Hy stap na Petrus toe en hy sê, Petrus, het jy my lief? Want Petrus, ek het jou oneindig lief. Petrus, ek het jou lief, ek het jou lief, ek het jou lief. En dan gryp Jesus vir Petrus in genade vas. Want jy sien, genade gee tweede kanse. Dis wat genade doen. Genade gee tweede kanse vir mense wat foute maak. Genade herstel gebroke harte. En genade gebruik mense wat geval het. Petrus maak 'n opmerking aan Jesus. 'n Opmerking wat hy aanvanklik nie kon hou nie. Hy sê, Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangenskap en die dood in te gaan. En dan kry ons vir Petrus op 'n stadium waar hy sê, Here, ek is useless. Maar dan, rondom 65 na Christus, word Petrus se belofte aan die Here Jesus Christus waar. Hy gebruik hom in die tyd van koning Nero as een van die ergste martelaarsdode ooit seker vir Christus. Petrus word onderste bo gekruisig vir sy verlosser. Not useless, use more. En vandag is Petrus se getrouheid aan die evangelie van Christus die bloed en die saad van die kerk waarin ons is. Sy getuienis van sy verlosser is ons die nageslag wat van daardie vrugte eet. En daarom sluit ek af vanmôre. Ek weet wat genade kan doen. Genade het my as 'n jong man gevind. Genade het my as 'n jong man opgetel. En genade het my as 'n jong man verander. Amen. Kom ons bid saam. Mag ons vanmôre ons sonde las, ons jas kom uittrek, Here, en dit aan U kruis kom hang, sodat ons die kleed van heerlikheid, verlossing, genade en vergifnis kan aantrek. Here, ons wil nie useless wees nie. Ons wil bruikbaar wees. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af en deur te staan en te sing genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloop kind, weer in die Vaderhuis. Ek is seker U weet wat genade kan doen. Ek is seker elkeen van U weet wat genade beteken. Kom ons sing vanmôre van hierdie genade deur te staan, lied 510 vers 1, 2 en 4.
Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.